Die Vryheidsfront Plus sê dat amptenare van die Tshwane Metro nie langer die ineenstorting van die metro se rioolsuiweringsaanlegte kan wegsteek nie. Die party sê dat volgens 'n kwartaaloorsig-verslag deur die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur voldoen kritieke suiweringsaanlegte soos Rooiwal en Babalegi tans nie aan die voorgeskrewe statutêre vereistes nie. Ek verwelkom by die program Nick Pascoe, VF+ raadslid in die Tshwane Metro. Nick, goeiemôre. Goeiemôre Susan. Nou die verslag swyg oor die metro se ander 12 suiweringsaanlegte. Wat is die presiese stand van sake by die aanlegte? Dis 'n eenvoudige vraag met 'n redelike moeilike antwoord. Ek sou so ver gaan om te sê, dis nie net 'n pyp wat gebars het nie. Ons sit hier met 'n diep sistemiese krisis wat op 3 vlakke na my mening aangespreek moet word. Die eerste is die simptomiese probleem. Ja, die simptomiese probleem, die aanlegte verdrink in volumes. As ons kyk dat die 12 aanlegte word op hierdie stadium oorbelaai met ongeveer 2 miljoen ongedokumenteerde immigrante in Pretoria. So dit is net eenvoudig nie gebou vir die volumes nie. Wanneer ons kyk na die voorpuntvaling, met ander woorde daar by die aanlegte, dan sien ons hulle probeer kortpaaie neem. Ons sien dat daar partykeer soos byvoorbeeld in Sutherland is daar 'n hele aanleg of 'n hele lyn wat weens gebrekkige onderhoud net nie loop nie. Nou werk net nie. Ons sien rou riool stroom in verskillende riviere trouens, en al die riviere rondom Pretoria loop rou riool in, en die vernietiging moet op 'n fyn balans tussen 'n biologiese en 'n chemiese stelsel geskied, wat net die mense verstaan nie, hulle is net nie opgelei om hierdie kom ons sê verskil te hanteer nie, hulle weet nie presies nie. En dan ook op die voorpunt of die sistemiese probleem, op die aanlegte is daar geen laboratoriums nie, so hulle kan nie meet en weet wat is hulle sukses nie. Ek dink die tweede groot probleem wat ons hiermee het, is 'n bestuursprobleem. Aankope bestuur is lam gelê deur rompslomp, onderdele wat nie aankom nie, en ook korrupsie. Fondse word geoormerk vir infrastruktuur, maar dan word dit weggeskuif na ander projekte toe. Want dit is die ander projekte wat meer in die gemeenskappe se oë is. Daar's 'n kultuur van verdoeseling. Dit word vir ons baie duidelik vertel, en ek het 'n verslag gelees, dat die Nasionale Departement van Water en Sanitasie kla dat die kwaliteit inligting wat Tshwane gee totaal ontoereikend is. Hulle kan nie hierdie bloudruppel status van Tshwane enigstens meet nie. En dan is daar 'n aggressiewe politieke wil wat ontbreek om hierdie probleem deur te byt. Ons kan daar is 'n manier om dit reg te maak. Ons moet net die wil hê. En dan is daar 'n benaderingsprobleem. Jy weet, interessantheidshalwe, wanneer iemand regtig aan kanker ly en regtig swaar kry, dan help dit nie om by die eerste beste apteke goedkoop antihistamiin tabletjie te drink en dink jy gaan die gevorderde kankerprobleem hanteer nie. En dis presies wat ons probleem hier is. Ons plak pleisters op daar waar nie pleisters geplak word nie. Ons eis aggressiewe, grootskaalse, gespesialiseerde benadering, maar hierdie mense gee my die indruk kom net intellektueel en opleidingsgesproke heeltemal tekort. Nick het vroeër verwys na die rou riool wat in riviere en strome beland, veral met stroomaf-aanlegte. Wat op hierdie stadium word gedoen om die stroomafkwessie op te los? Want daar is nou bewusmaking daarvan, die Tshwane Metro is bewus daarvan. Word daar enigiets gedoen om die plan of om die probleem op te los? Daar word baie gepraat daaroor. En ek wil dit amper daar los, want aggressief, 'n mens moet by die oorsprong van die probleem begin. Trouwens, die beste plek om te begin om die rioolsituasie in Pretoria aan te spreek, is in jou eie huishouding. Met ander woorde, dit klink baie bizar wat ek sê, maar sou die Stadsraad net begin om 'n middel, en daar is sulke middels beskikbaar, eenmaal per week by jou huis
in jou badkamer en jou toilette in te gooi, werk ons hierdie stelsel al reg deur. Maar nou om te probeer nasorg by die punt van kritiek te probeer aanspreek. Ons gaan net nie dit reg kry nie. Jy weet, ons kyk na die watertafel in Hammanskraal. Dit word bereken dat hy vir 50 jaar in die toekoms gekontamineer is. Jy kan nie eens 'n watertafelprobleem regmaak nie. Hoe gaan ons hierdie ding verder aanspreek as ons nie by die oorsprong begin nie? Nik, jy het ook vroeër verwys na die fiskale dissipline wat ontbreek by hierdie aanlegte en dat geld wat geoormerk word vir die instandhouding en hierdie infrastruktuur onderhoud, dat dit nie aangewend word op die regte plek nie. Wat word gedoen en watter ek wil amper sê remedies is daar in die metro om seker te maak dat die persone wat verantwoordelik is om dat hierdie geld nie by die regte plekke uitgekom het nie, wel aanspreeklik gehou word? In die oorsigkomitees soos byvoorbeeld die finansies, soos by die publieke administrasie, by die nutsdienste, by trouwens by elke liewe oorsigkomitee word daar ten hemele geskreeu. Maar daar's nie 'n politieke wil om hierdie proses reg aan te spreek nie. Trouwens, die hartseer saak is wanneer iemand regtig dit wil aanspreek, dan kry ons wat nou tans aan die gang is met ons stadsbestuurder, dat hy geïsoleer word en dat hulle hom nou probeer aankla om hom uit die proses uit te kry, ten einde verder hulle vingers op die fondse toe te slaan. So ons sit hier met 'n sistemiese, diep gewortelde probleem in Tshwane. Net 'n laaste vraag, Nik. Watter raad is daar aan of hulp is beskikbaar vir inwoners en boere wat deur hierdie probleem geraak word? Hoe gaan hulle bygestaan word? Die eerste punt is ek is van mening dat 'n boer of 'n persoon op die eindpunt moet meet. Hy moet meet wat hy kan doen sodat hy ten minste op 'n behoorlike basis het van waar hy kan begin optree. Dan moet hy dit aan die groot klok hang. Aanklagte lê teen die stadsraad. Interessantheidshalwe, die Lekwa munisipaliteit het in 2003 'n 70 miljoen rand boete op die hals gehaal omdat hulle rou riool in die Vaalrivier, dit is die ou Standerton, in die Vaalrivier gestort het. Nou 3 jaar later het dit nog nie verander nie. So ons moet 'n politieke wil kry, maar dan lê ons by die volgende groot probleem. Of nie die groot uitdaging. 4 November moet ons hierdie mense uit hulle posisie uitstem. Wat uiters belangrik is om nou al tot voor Augustus maand te registreer, en dit help nie net om te registreer nie. Op 4 November moet ons ingaan en hierdie mense uitstem, sodat ons 'n sisteemverandering kan kry. Jy weet, op stemdag moet almal opdag. Niemand kan bekostig om by die huis te sit of niks te doen nie. En dan die vraag, is daar hoop? As 'n Christen is daar altyd hoop. Ons anker selfs in ons moeilikste tye. Jan Brandt het destyds gesê, alles gaan regkom, mits elkeen sy plig doen. So waar lê die sleutel? Kiesers, stem. Politici, vanaf 4 November, byt vas en byt deur, dat ons hierdie probleem reg kan kry. Nik, baie dankie vir jou tyd vanoggend en voorspoed vir die res van jou dag. My voorreg en mooi dag. Nik Pascoe, VF+ raadslid in die Tshwane Metro.